Welkom by ons volgende sessie oor die wese van disipelskap, sessie 18. Die sessie gesels ons bietjie meer oor ons innerlike belewenis van onsself. Kom ons kyk eers weer na ons stilword gedeelte vir die week. Hierdie week kyk ons na Johannes 5 vers 30 tot 47. Nou die verse wat ek daar vir myself gekies het om mee stil te word is vers 39 en 40. Waar daar staan waar Jesus in gesprek is met die disipels en dan vir hulle sê: "Julle ondersoek die skrifte omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vind is. En dit is juis hulle wat oor my getuig. Maar julle wil nie na my kom, sodat julle die lewe kan hê nie." Nou die gedagtes wat ek hier neergeskryf het, was die volgende. My kind, natuurlik is dit belangrik om tyd met die woord te spandeer, die skrifte. Want die woord getuig oor my. Die doel van die skrifte of die woord is egter om jou na my, die lewende Christus, toe te lei. Jou verhouding en liefde is op die ouend met 'n persoon, nie met 'n boek nie. Met my as die lewende Christus. Ware lewe is net in my te vind. Die Bybel getuig net van my en hoe jy die lewe in my, in Christus self kan vind. Dit is slegs deur gemeenskap met my, die lewende Christus, wat jy kan sien en hoor hoe en waar ek jou wil betrek by my planne. Dit is in daardie verhouding wat jou eie lewe heel gemaak en herstel word. Dit is hoe en waar jy leer om jouself te aanvaar en lief te hê, soos ek jou gemaak en geskep het. Dit is waar jy my hart leer ken. Nie net vir jou nie, maar ook vir die mense in jou omgewing. Dit is waar jy tot die ontdekking kom, dat ek genot vind in jou geselskap. Dat ek ook oor jou opgewonde is, en my verheug in die pad wat jy loop. Dit is ook waar jy leer om genot in my teenwoordigheid en kommunikasie te vind. Jy moet dit altyd onthou. Dit gaan nooit net oor die verstaan van die teks nie, maar om te wag op my gees, om te hoor en te sien wat ek in en deur die teks met jou wil deel. Dit is ook hoe jy leer om niks uit jou eie te doen nie. Sodra jy bewus word van hoe ek as die lewende Christus werk en teenwoordig is, sal jy nooit weer op enige ander manier wil leef nie. Tot sover dan die skrif gesê het. In hierdie sessie wil ons dan gesels oor jou eie innerlike emosionele belewenis van jouself. Dis iets wat baie belangrik is vir die reis van disipelskap. Want sonder dat mense bewus is daarvan, is dit hierdie innerlike emosionele belewenis wat jy van jouself het, wat die meeste van die tyd jou optredes, jou reaksies, jou gedrag na buite bepaal. Nou iets wat ek agtergekom het dat baie min mense eintlik van bewus is dat dit oor die algemeen so is dat die meeste mense se innerlike emosionele belewenis van hulle self eintlik baie negatief is. Dit beteken hoe hulle self beleef en sien, beslis nie so positief soos wat baie voorgee dat dit is nie. Nou hierdie gevoelens wat ons oor onsself aan ons binnekant het, beskryf ek met die woorde innerlike selfie. Dit gaan oor 'n innerlike belewenis en siening van jouself. Iets wat net jy van weet. Net jy weet hoe daardie innerlike selfie lyk. Gewoonlik, meeste mense is te skaam om daaroor te praat. Nou hierdie innerlike selfie is iets wat so met die loop van jare gevorm en vasgelê word. Veral in jou kinderjare, baie sterk in jou kinderjare. Want dis die tyd in mense lewe waar jy die meeste oop is en vatbaar is vir indrukke. En ook geneig is natuurlik om meestal te glo wat volwassenes vir jou ook van jou sê. Veral as dit gesagsfigure is. Jy weet, as dit jou ouers is, onderwysers, mense, ooms en tannies van wie jy baie hou, maar ook selfs jou familie, jou broers en susters, jou neefs en niggies en almal wat vir jou terugvoer gee oor jouself. Nou al hierdie mense wat in jou onmiddellike omgewing was toe jy groot geword het, saam met jou broers en susters, jou maatjies ensovoorts. Hulle het baie dikwels vir jou terugvoering gegee oor jouself. En hierdie terugvoering wat hulle vir jou gee oor jouself was meeste van die tyd gebaseer op hulle eie verwagtinge,
hulle sienings, hulle eie emosionele toestand op daai oomblik, soos hulle dinge beleef. Met ander woorde, baie subjektief, glad nie betroubaar as objektief en suiwer waarnemings nie. Nou, ongelukkig is dit so, dat dit ook vasgestel is, dat as 'n mens 'n leuen genoeg kere hoor, dan is jy geneig om dit te begin glo, dat dit die waarheid is. En net so as mense aan mekaar vir jou negatiewe terugvoer gee oor jouself, dan begin jy dit later te glo. Daar is vasgestel dat kinders ten minste 7 negatiewe opmerkings oor hulle self hoor, vir elke een positiewe opmerking wat hulle hoor. Nou, dit is in die algemeen, dis vir almal, dis beide by die skool en die huis. Nou kan jy self dink, as dit die waarheid is, hoe baie leuns hoor ons oor onsself, en hoe maklik gaan dit begin wees om negatief te voel oor jouself. Dink nou net vir 'n paar oomblikke miskien, jy kan die video stop as jy wil, oor dit wat jy dikwels gehoor het, wat 'n gesagsfiguur, 'n ouer of onderwyser of iemand na aan jou gereeld vir jou gesê het. Dinge soos, ek noem 'n paar, en dan kan jy dink wat van toepassing is, en jy kan nog meer daarby sit. Ook maar lekker dom, nee. Kom met 'n slag by, man. Jy's altyd so agter die klip. Jy gaan ook nêrens in die lewe kom nie. Ek weet nie wat gaan van jou word nie. Hoekom moet jy altyd alles opmors? Sien, dis die tipe terugvoer wat veroorsaak dat ons later gevolgtrekkings oor onsself maak. En daai gevolgtrekkings berus op leuns. En dit is natuurlik glad nie die waarheid nie, maar ons begin glo dit asof dit die waarheid is. En as jy eers so iets oor jouself glo, dan word dit soos 'n selfvervullende profesie. So as jy begin glo dat jy dom is, dat dit jou identiteit is, dan gaan jy dom dinge begin doen. As jy begin glo dat jy 'n vergeetachtige mens is, dan sal jy heel waarskynlik vergeetachtig raak. So die goed wat jy begin glo oor jouself het op die ou end 'n invloed op jou gedrag, 'n baie sterk invloed. Nou natuurlik, niemand van ons hou daarvan om sulke negatiewe gevoelens oor onsself te hê nie. Ons wil ook nie graag so in die oë van ander lyk nie. So in reaksie daarop is ons dan baie geneig om 'n tipe ideale prentjie van myself te skep hier in my gedagtes, van hoe ek graag wil wees. En dan begin mense probeer om so te leef soos wat hulle graag wil wees. En dit is waar ons maskers begin dra, waar ons begin voorgee dat ek eintlik baie uitgesorteer is, dat ek alles in plek is, dat ek 'n baie gemaklike mens is, dat ek geen issues het nie. En intussen loop eintlik almal van ons maar met goed rond wat nie hanteer is nie. So mense sit dan maskers op om voor te gee dat alles goed gaan. En jy weet, om 'n masker te dra kan baie vermoeiend wees. Want sodra mense in regtig moeilike omstandighede kom of onder druk kom, dan is so 'n masker nogal geneig om baie vinnig af te val. En dan kom die regte prentjie na vore. En dan pop hierdie selfies uit en word jou gedrag eintlik maar weer deur hulle voorgeskryf. So die oplossing is nie om een of ander ideale prentjie van jouself te kry en dan hard te probeer om so te leef nie. Die oplossing lê daarin dat ons die waarheid sal leer ken oor onsself. Veral dan die waarheid oor wie ons nou as kinders van die Here in Christus is. Christus het ons kom herskep. Hy het deur sy inspraak in ons lewe iets nuuts tot stand gebring, wat eintlik terugkeer na sy oorspronklike bedoeling wat hy vir ons gehad het, ons ware self, wat nou weer na vore kom. So hoe leer ken ons dan die waarheid oor onsself? Dit gaan daaroor dat ons moet leer om, wanneer ons hierdie selfies erken het, nou ek nooi jou uit om 3 uit die groep wat daar in die boekie is te probeer merk wat jy van jouself erken. Nou, jy kan later natuurlik baie meer erken. Daar's mense wat baie meer as 3 erken. Daar's party mense wat sê ek kan nie eers 3 uitlos nie. En dan is daar weer ander mense wat baie sukkel om net een geerken te kry. Maar die punt gaan daaroor om die waarheid te ontdek. En om die waarheid te ontdek is om met hierdie selfie na die Here toe te gaan, in gebed, en vir die Here te sê, Here, U weet dit is hoe ek hier binne oor myself voel. Wil U nie in die groot genade vir my wys, waar kom hierdie gevoel vandaan nie? Nou sien, dis baie belangrik. Ek vra nie van jou om te gaan grawe en te probeer onthou en jou kop te breek oor hoe dit tot stand gekom het en wat alles met jou gebeur het nie. Dis nie nodig nie.
My ervaring is, en ek het dit baie keer beleef, dat as jy net iewers gaan sit en eerlik met die Here praat en sê, Here, as dit U wil is, wys vir my, waar kom dit vandaan? Bring dit terug in my geheue. Dan kom maar baie dikwels net skielik 'n helder, duidelike prentjie na vore. Iets wat jy miskien, wat in my geval was dit so, wat ek lank al vergeet het, en dat duidelik terugkom, dan weet ek, daar het dit begin. Dis nie die enigste insident nie, maar dit was die oorsprong. Daar's gewoonlik ander insidente wat op dit gevolg het, wat dan daai leen kom soort van versterk. Maar dit bring groot verligting, as 'n mens kan sien waar dit vandaan kom. Nou moet ek ook dadelik sê, dis nie altyd so dat die Heilige Gees dit altyd dadelik in jou geheue terugbring. Met sommige van my gesiggies het dit lank gevat, 'n paar jaar, selfs voordat ek kon sien, waar kom hulle vandaan. Met ander het ek dit onmiddellik, het hy dit teruggebring. Dit lyk vir my, in my ervaring daarvan, dit is, die Here bring dit na vore op die tyd wat hy weet, jy is nou gereed om dit te hanteer. Dan onthou jy dit. As jy nog nie gereed is daarvoor nie, dan sal dit ook nie gebeur nie. So moenie bang wees nie. As jy na die Here toe gaan hiermee, is jy in veilige hande. Daar gaan niks snaaks gebeur. God gaan nie met jou iets doen. Hy's nie 'n boelie nie, wat jy nie kan hanteer nie. Nou natuurlik gaan dit nie net daaroor om te onthou waar dit vandaan kom nie. Dit op sigself gaan ook nie genesing bring of bevryding nie, want dan is jy nog nie by die waarheid nie. As jy dit duidelik kan sien, waar kom dit vandaan? Dan is die volgende om vir die Here te vra, Here, kom wys nou vir my, wat is dan die waarheid oor myself? As hierdie gesiggie wat ek hier sien, hierdie agterdog, hierdie mislukking gevoel, hierdie ding dat ek so minderwaardig voel, gefrustreerd is, woedend is, of wat ook al, as dit nie is wie ek is nie, wie is ek dan in U oë? Wat is die waarheid wat U wil hê ek moet raak sien? Weer net 'n eenvoudige gebed wat jy na die Here toe kom. En dan wag op hom. Wees oop vir wat die Gees aan jou duidelik wil maak. Nou ek dink by die tyd weet jy al lankal, God praat nie met ons in 'n harde stem soos ek met nou met julle praat nie. Dit kom gewoonlik na mense toe in die vorm van 'n baie sterk indruk wat van die Here afkom. 'n Gedagte wat net opkom, wat jy net weet, wow, dis die waarheid. Hoekom het ek nog nooit so dit gesien of so daaraan gedink nie? Sommige mense sien een of ander prentjie, 'n beeld, wat dit vir hulle alles duidelik maak. Vir baie mense is dit soms 'n baie emosionele belewenis van God se aanraking en se bevryding in daai oomblik van genesing. Vir ander is dit net baie kalm en rustig, net daardie aha, o, dis wat die waarheid is. Weet jy, dis van die bevrydendste dinge wat jy mens kan beleef, om los te kom van die invloed van hierdie gesiggies in jou lewe. Dit maak van jou regtig 'n mens wat van so baie onnodige bagasie net ontslae kan raak. Dan besef jy die krag van daardie woorde wat Christus gesê het in Johannes 8, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Want dan beleef jy 'n groot stuk van daai vryheid elke keer as jy so insig kry in hierdie gesiggies en die krag daarvan in jou lewe verbreek word. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.